Middag graad 8. Vandag se tema is die 3 fases van deeltjies as ook faseverandering. So het julle al geleer van graad 4 af regdeur tot en met graad 7 en tot nou gaan ons weer oor fases leer. So julle ken vloeistof, vaste stof en gas. Stem julle saam? Julle ken nou, julle voel al julle ken dit op die punt van julle harte. Kyk, so ons gaan elke jaar raak dit dieper en dieper, dat julle kan meer verstaan en meer kan verduidelik daaroor. So op die einde van die les gaan julle moet vir my 'n diagram kan teken oor vaste stof, vloeistof en gas, as ook die verskil tussen kookpunt en smeltpunt ken. Met dieselfde gaan julle ook weet wat is sublimasie as ook verdamping. Kyk, nou, ek het vir julle ys gebring, dit het nou bietjie, ek sou julle vroeër vanoggend gesien het, maar dit het nie uitgewerk. So dit het al begin smelt, maar my idee was vir julle om te wys dat met faseverandering, ys, soos wat ons almal altyd water gebruik, julle is al moeg daarvoor, maar ys is belangrik. Ys is nie net gesond vir jou nie, maar dit help ons met baie dinge, veral met hierdie gedeelte van NW. Of natuurwetenskap, as ek dit so kan stel. Kyk, so dit was groot blokkies ys, wat nou met die hitte begin smelt. En so het dit na 'n ander fase toe verander. Ek sal dit nou vir julle omstuur vir die klas, dat julle kan sien hoe lyk dit. Maar, sê gou vanaf my 'n vaste stof. Wat onthou julle van 'n vaste stof? Wat is sy kenmerke? Hoe weet jy dis 'n vaste stof? Mornay. Kyk, soos 'n vaste stof, as jy nou praat van 'n vaste stof, hy het 'n patroon, stem julle saam. So die patroon is, sê ons vat die blokkie ys. Julle sien gewoonlik prentjies van 'n blokkie ys, dan sy vierkantig, hy's 'n kubus. So daai is sy patroon. Hy gaan nou nie 'n groter patroon as wat hy vir jou wys het nie. Stem julle saam? Anders gaan dit weer klink. Kyk, en soos wat Mornay gesê het, daar's so spasies tussen die deeltjies wat die patroon vorm om 'n vaste stof te maak. Dankie. Kyk, nou in daai patroon, 'n vaste stof het normaalweg 'n patroon, want dit is wat hom 'n vaste stof maak. Sy aantrekkingskrag, elke deeltjie se aantrekkingskrag, maak hom dat dit 'n vaste stof is. Dis 'n sterk aantrekkingskrag om die patroon te behou. En daai spasies tussen die deeltjies, wat daar nog steeds is, daar's nie baie nie, so die deeltjies kan nie vrylik rondbeweeg nie, soos wat Mornay gepraat het van. Daarso, jy noem dit die ruimte tussen die deeltjies. Nou in daai ruimte is daar nie enige stof of enige gas wat tussen daar kan kom. So daar is nie 'n suurstof nie, daar is nie iets wat tussen daai deeltjies kan kom nie. Daarso is niks in daai ruimte nie. Kyk. En julle weet dat die vaste stof deeltjies stil staan. Dis wat julle geleer was van graad 4 af tot en met graad 7, né? Maar gaan julle my glo as ek vir julle sê dat daai deeltjies eintlik teen mekaar vibreer? Nee. Kyk, so daar's ek is seker van wat sy naam nie, maar daar's ons die ou wat vaste stof bestudeer het. Hy het meel en water saamgemeng. Hy het minder meel gegooi as water, en so het hy gesien die meelvlokkies begin op vibreer jou. Toe dink hulle dat daar's 'n reaksie wat plaasvind tussen die water en die meel. Maar met meer studies het hulle toe agtergekom, dit is daai vaste stof wat eintlik heeltyd vibreer. Hy staan nie net noodwendig stil nie, maar sy vibrasies is so klein dat jy nie agterkom dat hy eintlik nog steeds beweeg. Kyk, so wat ons nou bietjie meer dieper gegaan het oor vaste stof.
so kan ons dieper gaan oor vloeistof as ook oor gas. So met vloeistof se eienskappe, julle weet dat daar's bietjie meer ruimte, die deeltjies beweeg meer vrylik en vloeistof vat die patroon van die houer wat hy ingegooi is, soos die water wat julle hierso kan sien. So hy het nie 'n vaste patroon nie. As jy hom op die vloer gaan gooi, het jy al gesien die water loop, of enige koring wat jy gemors het, sal loop, hulle sal nie by een plek bly nie. Dis omdat hulle aanpas by die patroon wat hulle ingegooi is of opgegooi is. Dit is vloeistof se eienskappe. Hulle aantrekkingskrag is verswak. Hulle is swakker as 'n vloeistof se aantrekkingskrag is swakker as 'n vaste stof se. Dus kom hy het nie 'n definitiewe patroon, maar hy kan 'n patroon vorm in wat hy gegooi is. En dan kom ons by gas. So met gas se storie, julle weet nou al, hy het baie ruimte om te beweeg. Omdat jy kan nou nie stoom in jou hande vang en dan sê ek, hierso het ek stoom. Jy kan dit net nie opvang, jy kan dit in 'n houer opvang, maar op die einde van die dag gaan hy verander in 'n vloeistof. Nou as ek vir julle sê, of kom ons gebruik hierdie praktiese prentjie wat ek nou vir julle gebring het. Hierdie ys was 'n vaste stof. Manne daar agter, kan julle asseblief vir my rustig raak? Kyk. So met die blokkies ys wat nie 'n vloeistof is nie, dit is 'n vaste stof. Hoekom kan ons dit verander na 'n vloeistof toe? Wat gebeur dat hy kan na 'n vloeistof toe verander? Ja. Kyk, hy smelt. So as ek vir julle vra, hoe smelt hy? Verduidelik vir my, hoekom smelt 'n vaste stof na 'n vloeistof? Ja, sê ja. Okay, so hy is nie heeltemal korrek nie, hy is op die regte highway, maar net die verkeerde pad. So hy is op die regte pad. Nou, wat beteken dit wat hy nou sê dat dit gebruik word om die vaste stof te laat... Sorry, kinders hier buite. Kyk, die vaste stof verander na die vloeistof toe. So, die temperatuurverandering van koue na bietjie warmer toe. Laat daai ys smelt om 'n vloeistof na 'n vloeistof te verander wat ons ken as water. Kyk. Nou, op die einde van die dag gaan jy daai vloeistof, daai water wat jy in jou hande het, wat in hierdie beker is, gaan jy kan verander na gas. En hoe doen ons dit, Gerrit? Kijk, Adelaide Gerrit weet nie. Adelaide verduidelik vir my, hoe verander jy 'n vloeistof na gas? As jy kan dink. Kijk, so sy is reg, maar as jy dit nou mooi in terme wil verander, kan jy sê dat elke stof het 'n kookpunt. Nou 'n kookpunt is wanneer daar 'n toename aan temperatuur is bo 'n stof se kookpunt. Nou elke stof het sy eie kookpunt. Soos wat ons weet, water se kookpunt is hoeveel grade Celsius? 100. Steek jy aan al weet gesê nou. Maar nee, dit is die smeltpunt. So 0 grade, as ys hoër as 0 grade is, dan begin hy smelt. Kyk, so ons praat van die kookpunt waar die vloeistof na gas toe verander. So dit is 100 grade Celsius. En as ons praat van temperatuur, meet ons dit altyd in grade Celsius. Kyk, so die vloeistof verander na gas toe en hy bereik sy kookpunt. Dis waar hy begin verander na 'n gas toe. En ons gebruik dit gewoonlik vir 'n ketel. Dis hoe ons koffie maak. Ons kook die water en dan die temperatuur gaan van 100
grade Celsius af op en dit is ons kook. Dis kom jy sal stoom uit die ketel uit sien. Kom. En is die gasfase, Morney en Jaden. Dankie. Kyk. Nou, op die einde van die dag, julle het nou laasweek gehoor van diffusie en al daai goede. Nou diffusie, die wat vergeet het, diffusie is wanneer as ek sê spuitgediesel in die hoek spuit. Op 'n stadium gaan Lucas en John. As Lucas en John gaan op die einde van die dag ryk wat 'n spuitgedek aan my liggaam gespuit het. Hoekom? Want die konsentrasie is hoog hierso waar ek dit gespuit het. Yes, Morney. Wanneer die konsentrasie hoog is, dan gaan dit beweeg na verspreid na 'n laag. Yes. Sodat ons dit kan uitbalanseer. Want dit moet altyd gebalanseer wees. Anders het ons altyd hoë konsentrasie iewers en dan iewers te lae konsentrasie. Wat dit nooit sal werk nie, want ons wil die hele kamer versprei. En dit is hoe die spuitgoed werk. Dis hoekom ons hoef nie in elke kamer daai air fresh masjienkies, onthou julle ken dit nou. Dis hoekom ons dit nie hoef in elke kamer te sit. Ons kan in een kamer in sit. Hy spuit elke 5 minute of wat ook al jy die timer op sit en dis kom die huis so lekker ry. So nou kan jy vir jou ouers ook sê hoe werk dit as hulle nie geweet het nie. En so nou weet ons het heeltemal ander diagramme met 'n vaste stof, 'n vloeistof en 'n gas. Omdat jy het nou 'n bietjie 'n dieper siening oor vaste stof, vloeistof en gas. Elke jaar gaan julle iets ekstra leer. Kyk. Nou gaan ons praat oor faseverandering. So faseverandering is soos wat ons gepraat het oor hierdie beker. Dit wat daar's ys, toe word dit vloeistof en dan kan ons dit vat na gas toe. Nou op die einde van die dag, hoe kan ons dit regkry? As ons ys het julle self nou saam met my gestem dat jy kort hitte om dit vloeistof te maak en ons gepraat oor die smeltpunt. So die smeltpunt van water is 0 grade Celsius. En kamertemperatuur normaalweg is so 23 grade Celsius. Kyk, maar julle sal dit ook later leer. Maar vir nou sê ek net vir julle vir ekstra inligting. So kamertemperatuur is gewoonlik so 23 grade Celsius. Nou water, dis hoekom ys so vinnig smelt omdat hy aanpas by die kamertemperatuur en dis hoekom die ys sal smelt. En dan ons kamertemperature gaan nou nie van 23 grade styg tot na 100 toe om 'n gas te vorm nie. Dit ons korte toestel om dit te kan doen. En dit sal die wat wees? Wat verander as die vloeistof na die gas toe? Wat kan ons gebruik? 'n ketel. Dankie Morney, 'n ketel. Kyk, amper Lucas. En dit is waar ons kom by faseverandering. Maar ons kan water gebruik, so die water wat 'n gas is, kan ons verander weer terug na 'n vaste stof toe. Hoe kan ons dit gebruik? As jy nou weet, van 'n vaste stof kort ons meer hitte, so die temperatuur moet hoër wees om 'n vloeistof te verander. En so met die temperatuur meer of nog hoër word om die water te kook vir gas. So, hoe verander ons daai gas weer terug na 'n vaste stof toe? Morney. Om dit in 'n vloeistof in 'n ysgas dan sal die vloeistof verander in 'n vaste stof. Kyk, so jy het nou gepraat net van die vloeistof tot by die vaste stof. Dit is 100% korrek. Jy moet dit in die vrieskas sit sodat dit weer 'n blok ys kan word. Maar hoe kan ons daai gas verander om 'n vloeistof te word? Lucas. Wat fout Ruben? Kyk, so het julle al 'n bordjie bo die ketel gesit? Of het julle al gesien as jou ma
op die stoof iets kook met 'n deksel op. En jy tel daai deksel op en daar's baie water. So dit is hoe ons dit kan doen. Jy vang daai stoom op met 'n bordjie of in 'n deksel en jy laat die water weer terugloop in 'n glas. So sal hy weer afkoel. Want daar is nie meer hitte wat toegepas word nie. So die hitte, die temperatuur neem af. Verstaan julle? Julle is almal met my? Ja, meneer. Kyk, dit raak nou 'n bietjie meer interessant as water met water as met die drink. Jy weet nou eintlik 'n bietjie meer oor water. Kyk, so op die einde van die dag, nou weet julle wat is die verskil tussen 'n kookpunt en 'n smeltpunt. 'n Kookpunt verander 'n vloeistof van 'n toename met temperatuur na 'n gas toe. En 'n smeltpunt is van 'n vaste stoffase wat temperatuur toeneem en dit verander na vloeistof toe. Is julle almal met my? Verstaan julle almal wat ek daarby begin? Kyk. Nou het ons faseverandering, ons het kookpunt en ons het smeltpunt behandel. Julle weet nou wat is die verskil en julle kan dit vir my nou definieer. Nou gaan ons kom by verdamping en sublimasie. So, het jy al enigstens iewers te gehoor van sublimasie? Kyk, so sublimasie is wanneer daar faseverandering gebeur en fases word geskiep. So byvoorbeeld, as ek 'n voorbeeld kan gebruik, droë ys. Het jy al gesien dat droë ys is 'n vaste stof? Ja, meneer. En dan as jy hom in water ingooi, dan jy het ons nou al TikTok video's gekyk en dan gooi jy al dit in die water en dan sal net ewe skielik stoom. Ja, meneer. Okay, so dit is presies wat gebeur. Daar's 'n reaksie wat plaasvind dat die droë ys skiep die hele fase van vloeistof en verander dit dadelik in 'n gas. Kyk, en het julle geweet droë ys is eintlik vaste koolstofdioksied. Dit is wat droë ys is. So sy uitlatingspunt is 'n gas wat die stoom verander. Het hulle? Meneer, hoeveel grade Celsius is droë ys? So dit vlieg. Kyk, so droë ys kan ys definitief minder as 0 grade Celsius. Kyk, omdat hy 'n vaste stof is. En dan sal hy sy smeltpunt sal dit presies dieselfde wees as die kookpunt. Omdat die fase van vloeistof, daar is nie 'n fase van vloeistof vir droë ys nie. So hy sal hom heeltemal skiep en dis hoekom dit genoem word sublimasie. So sy smeltpunt en sy kookpunt sal presies dieselfde wees. Kom ons sê sy smeltpunt sal dan 2 grade wees en sy kookpunt sal presies dieselfde wees. Dis hoekom by die einde van die dag van 'n vaste stof af skiep hy die hele fase van vloeistof en dit verander na gas. Kyk, verstaan jy? Kyk, en dan verdamping. Julle het altyd 'n definisie gekry van verdamping dat die son skyn op die water, op die plasie water wat op die grond lê en dan na so 'n paar ure is daar nie meer water oor nie. Dis glad nie verkeerd nie. Maar as jou ma wasgoed was en sy hang dit op die draad, op die wasgoeddraad, sien julle dat die water borrel uit die klere uit en dan die stoom uittrek uit die klere uit? Nee, so verdamping is eintlik dat daai tydsgreep waar die vloeistof verander na gas toe, maar dis nog nie 'n kookpunt nie. Dis net so onder, hy is sê 98 grade. Die klere sal 98 grade wees en dis net 'n voorbeeld, daar kan verskeie maniere wees wat ons dit kan toets. Maar sê daai 98 grade van water, dit is nog nie kookpunt nie. So daai watertemperatuur het nog nie kookpunt bereik nie.
En dis hoekom ons noem daai fase verdamping en nie kookpunt of om die water te kook. Dis kom jy sal nooit die verdamping sien nie, want dit is nie in 'n gasvorm soos wat ons dit sien as stoom, ekskuus. Is julle almal met my? Verstaan julle wat is die verskil tussen sublimasie of wat is die definisie van sublimasie? Verstaan julle dit? Ja, En julle verstaan 'n bietjie meer van verdamping. Kyk, so ek wil hê julle moet julle boeke vir my oopmaak. Vandag se datum skryf. Gaan julle almal daar agter, Lukas, John, gaan julle sien as ek met rooi skryf? Ja, meneer. Kyk, so vandag se datum is die 16de Mei en julle opskrif sal dan fase is verandering. So julle opskrif sal dan fase verandering wees. Ja, Gerrit? Meneer, hoe kan ons die fases van deeltjies doen, meneer? Ons kan dit doen, maar ons het nou klaar begin met fases van deeltjies. So ons het nou 'n nuwe tema wat fase verandering. So dit sluit aan fases van deeltjies sluit aan met fase verandering. Kyk, verstaan jy? So kom ons maak dit fases verandering en dan wil ek hê julle moet gou die nuwe diagram gebruik of teken om die fases te kan verander. So, die eerste begin ons altyd met vaste stof, stem julle saam? Ja, meneer. Wat het eerste van 'n ysblok? Ja. So, vaste stof. Dan onderstreep julle vir my daai opskrif. Teken vir my 'n blokkie van 4 lyntjies af, dis groot genoeg. En dan wil ek hê jy moet vir my die deeltjies so teken. Sien julle dat ek 'n sirkeltjie maak met pyltjies? Ja, meneer. Want dit is nou nie meer dat die deeltjies stil staan nie, dit vibreer nou. Kyk, en dan kan jy vir my aangaan en dit volledig vir my teken. Ek's jammer dat ons nou nie meer die projektor gebruik nie. Vanoggend het my projektor gebruik. So ek moet nou 'n bietjie met my hand weer werk. Kyk, is dit fyn? Julle almal kan van agter af sien wat ek skryf en wat ek teken. John julle? Dankie. Kyk, en dan die volgende is vloeistof. Nou maak seker julle gee 'n bietjie spasie vir die deeltjies of as jy die deeltjies teken, gee 'n bietjie meer spasie want hulle is nou 'n bietjie meer vry om te beweeg. Stem julle saam? Ja, Dit is meneer. vloeistof tog? Weer 4 lyntjies. En asseblief teken met 'n liniaal want dit gaan nie so slordig lyk soos wat myne nou is. Ongelukkig het ek nie so groot genoeg liniaal om met liniaal te teken. So asseblief doen wat ek sê, moet doen wat ek doen nie. En dan die laaste een is 'n gas. Is dit huiswerk, meneer? Ongelukkig het die klas die tyd ons gevang. Julle moet 'n lekker naweek hê, dan gaan ons maandag aan met dit. Dankie julle, veilige naweek.